Ons is vanoggend by die tweede in ons reeks oor entrepreneurs van hoop. En vanoggend se tema is entrepreneurs van hoop leef uit die bron. En ons gaan die teks daarmee saam lees en dit is Esegiel hoofstuk 47. Voordat ons dit saam lees, wil ek vra dat ons saam met mekaar bid. Here Jesus, dankie vir die voorreg om na 'n lang tyd van droogte te kan nat reën. Dankie vir nuwe seisoene. Dankie dat U wat die reën stuur, die haal ophoop, die bokke laat lam, die irisse by die water, die ibisse by die waterpoele laat opdaag. Ons aanbid U vanoggend en ons eer U. En ons dankie dat U mense gemaak het, dankie dat U ons gemaak het, dankie dat elkeen van ons met 'n spesifieke doel hier op aarde is. U ken ons, U weet waar ons nou is. Dankie vir vreugdes. Ons het nou verjaarsdae en herdenkinge gedeel. Deel van die lewe is beproewing, siekte en ander beproewinge. Ons bid dat U naby ons sal wees, naby hulle sal wees wat swaar kry. Dankie vir 'n verposing in ons programme met 'n lang naweek en volgende naweek se rus. Bid dat U ons land sal seën in 'n moeilike, uitdagende tyd. Ons is ook bewus van die wêreld wat baie de mekaar is. Here, laat U genade vir ons genoeg wees. En gee vir ons wysheid en moed en hoop in hierdie wêreld en help ons om entrepreneurs van hoop te wees. Seën ons nou in die woord asseblief. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Esegiel 47. Die stroom uit die heiligdom. Net so voordat ons dit saam lees, so 'n bietjie agtergrond. Esegiel wat hier skryf, tree op in die tyd van die ballingskap, 'n tyd toe dit met Israel of met die Jode baie moeilik gegaan het. 'n Donker tyd in hulle geskiedenis. Die tempel in Jerusalem is vernietig, Jerusalem is uitgebrand. So alles wat hulle aan God se teenwoordigheid herinner het, was weg. Vreemdelinge in 'n vreemde land. En dis toe dat die Here met prentjies en visioene met sy profeet Esegiel spesifiek gesels. Esegiel 47, die eerste vers. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe te gaan. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop, dit was enkel diep. Hy het my nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het my nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter. Maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit, mens?
Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan, van En-Gedi af tot by En-Eglaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis as in die groot see wees en net so baie. Net die water in die moerasse en kuile langs die dooie see sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly. En dan sê die 2020 vertaling, vir sout ontginning is dit bestem. Hulle moet sout bly. Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Ons fokusteks is vers 9 se laaste deel. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Geliefdes, ons leef in 'n baie opwindende tyd in die wêreldse geskiedenis. Opwindend en uitdagend. Dit het my aangegryp die afgelope paar weke toe ons deel gehad het aan die ruimtesending van NASA maan toe hulle om die maan gaan vlieg het en veilig teruggekom het aarde toe, foto's geneem van die aarde van die maan se kant af en close-ups van die maan. Ek het toe teruggedink aan 1972 toe die eerste mens op die maan gestap het. Dink ek was 13 jaar oud, as ek reg onthou, en in standaard 6, graad 8 nou. En jare later gebeur dit weer en dis aangrypend, dit het my weer laat dink hoe groot die skepping is en aan die ander kant hoe vindingryk die mens is om dit te kan doen wat ons doen. 'n Ander ding wat my die afgelope tyd getref het was op die 18de en 19de April die Beijing Humanoid halfmarathon wat plaasgevind het. Met 'n klomp robotte en mense wat deelgeneem het. Lightning was die ou wat gewen het, wat eerste gekom het. Gemaak deur 'n Chinese selfoonmaatskappy. En hy het 'n rekord opgestel in die halfmarathon. Vinniger as wat 'n mens dit ooit gehardloop het. Intussen is ons besorg te midde van hierdie groot veranderings in die wêreld en al hierdie opwindende goed wat gebeur, is ons bewus dat die wêreld is de mekaar. Ons is baie besorg oor dit wat in die Midde-Ooste gebeur. Ons is baie besorg oor wat dit aan ons gaan doen later vanjaar, nou reeds doen met die stygings in brandstofpryse en die gepaardgaande stygings in lewenskostes maak ons baie besorgd. Die wêreld is baie de mekaar. In 130 plekke op aarde is daar vandag gewapende konflik. Daar's grootskaalse onstabiliteit in 40 landstreke op aarde. Dit is 'n baie uitdagende tyd waarin ons leef.
nader aan die huis. Die World Happiness Report het vir 2026 het in die afgelope week of 2 verskyn, en Suid-Afrika het afgeskuif van die 95ste plek na die 101ste plek uit 147 lande. Die mense in Suid-Afrika is nie baie gelukkig nie. Dit gaan nie baie goed nie. Ek ry laas week of 2 weke terug en ek luister op die radio, een Cameron gesels en hy sê in die week in die week tussen die 6de en die 12de April is 48 mense in die Kaapse vlakte doodgeskiet in bendegeweld. 6 tot 12 April, 48 mense, net na die ontplooiing van die polisie en Operasie Prosper. Ons leef in 'n wêreld wat ten spyte van opwinding dors is, honger is na vrede, stabiliteit en hoop. En almal van ons, nie altyd openlik en eerlik nie, maar vra diep binne in ons, waar is God in hierdie prentjie? Waar pas hy in? Daag hy regtig op as ons bid en hom vra om te help, om uitkoms te gee? En dis presies die vraag wat Esegiel in hulle tyd gevra het, toe hulle baie swaar gekry het. Waar is God? En toe vat God hom en hy wys vir hom 'n visioen, hy wys vir hom 'n prentjie van die tempel. En dis betekenisvol, want vir die Jode was die tempel 'n simbool van God se teenwoordigheid. En met die prentjie wil die Here vir hom herinner, ek is nog hier. Maak nie saak hoe sleg dit met julle gaan nie, maak nie saak of die fisiese tempel in Jerusalem in stukke lê nie. Ek is nog steeds hier, ek is steeds by julle. Dis hoekom hy vir hom 'n prentjie van die tempel wys. En hy skets van die tempel 'n prentjie wat hier is 'n poging om net vir ons 'n prentjie te gee van wat gebeur. 'n Stroom water, 'n klein stroompie begin uit die sentrum van die tempel onder die drempel deur sypel. Water in die barre wêreld van destyds in Israel was 'n teken van lewe. So die tempel simbool van die teenwoordigheid van God. Water 'n teken van lewe. En die water kom van God af uit die tempel uit God se teenwoordigheid uit. Dis 'n teken van lewe. Ons het nou nat gereën toe ons kerk toe gekom het. Laas naweek se groot stukkie reën het ons herinner, God gee lewe deur water. Die wêreld by ons aan die ander kant het dadelik groen geword, in 'n week se tyd, in 'n paar dae grasgroen. God herinner vir Jeremia met hierdie visioen, hy gee lewe. Hy's die bron van water, van lewe, hy is die lewende water. En soos wat die man met die meetstok al verder van die tempel af beweeg in segmente van 500 meter, raak die water al hoe sterker. Eers enkel diep, toe tot by sy knieë, tot by sy heupe, en totdat hy nie meer kan staan nie. Hy kon nie meer loop nie, is 'n plek waar 'n mens moes swem. En hier sien ons nou 'n interessante verskynsel. 'n Mens dink dat die oorvloed is naby die bron, maar hoe verder hy van die bron afgaan, hoe groter raak die oorvloed. En terwyl die water afloop uit die tempel uit na die Rooi See toe, sê die man vir hom, sien jy, mens? Ons kort 'n ander manier van kyk op die werklikheid. En hy doen dit met 'n rede as hy hom laat terugstap op hierdie pad. En hy sê vir hom, kom ons stap terug op hierdie segmente wat ons nou afgemeet het van die diepwater na die vlakwater toe. En hy doen dit vir 'n rede.
dat hy moet perspektief kry, dat God altyd daar is. En dan vra hy vir hom, sien jy dit? En hierdie perspektief is om te laat onthou, ek is 'n leeftyd lank by julle. Moenie dit vergeet nie. En dan gebeur hierdie verrassende ding, dat oral waar die stroom kom, slaan groen uit. Daar's groot bome, sien hy langs die rivier, wat uit die niet uit opgekom het. En dit dra vrugte. Daar is diere, daar's visse, die hele verskeidenheid wat in die see is in hierdie rivier wat vanuit die tempel kom. En langs die rivier is daar aktiwiteit, daar's 'n klomp mense wat vis vang. Daar's gemeenskap tussen die mense, daar's 'n bas, daar's 'n gewerskap langs hierdie rivier. Maar langs die rivier, met hierdie teken van lewe, is daar 'n ander prentjie, die kuile en die moerasse wat vrot. Hierdie lewende rivier beweeg, word groter, is 'n teken van lewe. Daar's bome, daar's vrugte, daar's blare, daar's diere, daar's visse. En net daar langs aan is daar dooie, stink, waterpoele, moerasse. En hierdie metafoor impliseer, geliefdes, dat water wat nie loop nie, vrot. Dis ook 'n aanmoediging vir hulle destyds, vir ons ook, dat die oorvloed wat ons ontvang, moet deurvloei na ander toe. Jesus het in Johannes 7 vir sy disippels gesê, as julle my ken en as julle in my glo, strome lewende water sal uit julle binneste uitvloei. Jesus, toe hy gekom het, het hy aangekondig, was hy die tempel, hy's in 3 dae afgebreek, hy's opgebou met die opstanding, en uit hom het die lewende water begin vloei. En ons moet, volgens die beeld van Johannes 15, aan hierdie bron verbind bly. Johannes 15, die beeld van die wingerdstok en die lote. Hierdie strome van lewende waters wat uit ons binneste vloei, moet wegvloei, deurvloei in die wêreld in. Dis Pinkster binnekort en ons is besig met 'n reeks rondom die tema. Esegiel herinner ons die oorvloed wat ons met Pinkster ontvang het. Jesus, die tempel van God, God se teenwoordigheid, was hier, die tempel is afgebreek, hy is opgebou met die opstanding, hy het opgevaar hemel toe, en toe gebeur die wonderwerk van Pinkster, toe die strome van God uit die Heilige Gees se werk uit die wêreld ingaan, en orals waar dit kom, lewe gee. En dis die oproep van hierdie teks waarmee ons vanoggend besig is, dat ons verteenwoordigers van hoop moet wees in hierdie wêreld. Dat ons die oorvloed wat ons met ons verlossing ontvang het, dat ons dit in die wêreld moet indra sodat daar lewe kan kom. En hy gebruik, as hy hiervan praat, hier in Esegiel 47, as hy praat oor die bome, dan gebruik hy dieselfde beeld as wat Psalm 1 en Jeremia 17 vers 8 gebruik, en ook in Openbaring 22, die van 'n boom wat by die waterstrome staan. Die boom op sigself is nie 'n bron van lewe nie. Die boom lewe, gee vrugte, het blare wat nooit doodgaan nie. Hoekom? Hy staan by die bron. Hy kry sy krag uit die bron uit. Die boom, as die boom nie by die bron bly nie, dan gaan daar geen vrugte en geen oorvloed wees nie. Die grootste versoeking waar ons onnadenkend inval, is om te dink, ons is die bron. Ons is nie die bron nie, ons lewe vanuit die bron. Dan gaan nie veel in hierdie wêreld gebeur
as ons nie by hierdie kerkgebou se deure uitstap, by elke Bybelstudie en omgee groep, of oral enige plek waar ons aanbid nie, daar sal niks gebeur nie, as ons nie uitstap, en die lewe wat die Here vir ons gegee het, gaan gee vir die wêreld nie. Hoop kry eers momentum, en ons word entrepreneurs van hoop, wanneer ons uitstap. En hoe verder ons, en dit is die teenstrydigheid wat ons nie lekker verstaan nie, as ons verder van die bron beweeg, dan word die momentum groter en groter. Een blokkasie by ons is, ons dink waar God werk, moet dramatiese groot dinge gebeur. Esegiel wys vir ons dat 'n klein veranderingkie bring hoop, bring verandering. Esegiel wys vir ons 'n baie diep waarheid wat neerslag vind vandag in die besigheidswêreld, in die menswetenskappe, in die bestuurswetenskappe. Na die Tweede Wêreldoorlog het die motorvervaardiger Toyota die Kaizen beginsel gemunt. En dit het gesê, een klein verbetering wat konstant herhaal word, lei tot massiewe groei en verbetering en kwaliteit. Later in sy boek Atomic Habits het James Clear hierdie beginsel verder gevat in die menswetenskappe en die beginsel van 1% neergesit. Jy begin klein, jy gee 'n klein stappie, die stroom begin klein, maar eksponensieel word dit groter en groter soos wat dit aangaan. Ons kan na vandag, ons kan in 2026, hier waar ons is, hier en in Suid-Afrika, kan ons enkel diep bly in die water. Ons kan die water vir ons wil hou, afkeer. Ons kan keerwalle bou om vir ons te sorg. Maar as ons die water nie laat deurgaan nie, word ons soutpanne, moerasse. Jy kan nie 'n rivier skep nie. Die rivier loop reeds van Pinkster af, van Jesus se koms af. Dis ons keuse hoe diep ons gaan instap. En die probleem met ons is bang. Ek het toe ek by hierdie punt kom gedink aan toe ek klein was en nog nie kon swem nie, en jy in die see instap, dis eers enkel diep, en dan slaan die branders jou om, dan sit by jou knieë, dan sit by jou heupe, en dan vang het jou hier, en dan skielik as jy die bodem nie kan voel nie, as jy angsbevange. Ons is nogal bang vir swem, en ons moet leer om te swem in die onsekerheid van die tyd waarin ons lees. En dit beteken ek moet bereid wees om soms beheer te verloor. En het ons nie in Suid-Afrika beheer verloor, in die wêreld beheer verloor nie. Dis daar waar ek uit my gemaksone uitbeweeg. Waar ek betrokke raak by mense, by wie ek nie regtig wil wees nie, wat anders as ek is. En dis daar waar ek uit my diepte uit is. Dis daar waar ek kies om te vertrou en positief te dink en positief te praat, ten spyte van al die negatiewe retoriek. Baie van ons dink ek kan nie 'n entrepreneur van hoop wees nie. Ek kan nie. Dis soos die kind wat in die wiskunde klas sit en sê, ek kan nie, juffrou, ek kan nie wiskunde doen nie.
Min van ons dink ons is entrepreneurs. Hier sit entrepreneurs wat in die sakewêreld en in die lewe baie goed doen, maar min van ons sien onsself as entrepreneurs wat potensiaal kan raak sien in situasies en mense, dit ontwikkel, dit aangryp en klein stukkies deponeer dat dit eksponensieel groei. Ons dink nie noodwendig so oor onsself nie, maar ons is entrepreneurs van hoop. As ons sê ek is nie, dan word dit 'n blokkasie. Ons hoef nie te wag vir 'n massiewe program. Ons kan klein begin. Verandering begin klein. Die 1% wat jy vandag doen. As jy môre 1% beter doen, dan sê die 1% beginsel dat jy 37% beter is. Die situasie 37% beter is aan die einde van 'n jaar se tyd. Wat is jou 1% stap na vandag? Een klein dingetjie wat nie verskriklik baie energie vat nie, maar wat jy voor kan sien. Wat gaan ons môre doen? Die 1% stap wat jy kan gee, sodat God dit kan aanvul, dat dit eksponensieel kan groei. Ons staan vandag met ons voete in die water, die oorvloed wat uit die tempel uitkom, die oorvloed wat uit die tempel van Jesus gekom het na die uitstorting van die Heilige Gees. Wat is die klein stappie wat ons gaan doen? Een moeilike gesprek, een klein besluit, een daad van gehoorsaamheid. Die uitnodiging van Esegiel is bly net by die bron. En stap saam, knie diep, heup diep, tot waar jy God moet vertrou. Begewe jou, 'n entrepreneur van hoop, 'n entrepreneur begewe hom in situasies waar jy uit jou diepte is. En die uitnodiging vanoggend is, begewe jou ook op geloofsterrein, ook as 'n gelowige kind van God in Suid-Afrika en in hierdie de mekaar wêreld. Begewe jou in situasies waar jy groter droom as waaroor jy beheer het. En as jy geïntimideerd raak, onthou, alles begin by een klein tree wat jy gee. Kom ons maak ons oë toe. En ons dink aan die uitdaging van die Here vandag. Wat is die een klein tree wat jy moet gaan gee by die huis, in verhoudinge, met familie, met vriende, met vyande, met die situasie in Suid-Afrika en in die wêreld. Here, dankie dat ons vir Jesus ken. Dis hoekom ons opgestaan het, die reën waardeur het, uitgestap het in die reën, ons sambreel gevat het en 'n baadjie aangetrek het, 'n hoed opgesit het en gestap het om hier te wees. Jesus se teenwoordigheid in ons lewe, Here, het ons gehelp om op te staan, om vanoggend voor 'n skerm te gaan sit en deel te wees van hierdie diens.
Daarmee wil ons sê, Here, ons is opgewonde oor die stroom wat uit die tempel, Here Jesus, uit u teenwoordigheid gevloei het. Daarmee wil ons sê, Here, ons is opgewonde oor die Heilige Gees wat gekom het met Pinkster. En gee vir ons die moed. Here, ons is bang vir verandering. Ons is bang vir so baie dinge. Ons is bang vir goed wat in ons lewens kan verkeerd loop. Ons is bang vir verhoudings wat kan skeefloop. Ons is bang oor dit wat in die wêreld gebeur waaroor ons nie beheer het nie. Maar Here, ons klim vanoggend in die stroom, in die diepte waar ons voete nie meer kan raak nie. En ons sê, Here, ons vertrou u dat die oorvloed van Pinkster momentum kry, hoe verder dit gaan in die wêreld in. En Here, gee vir ons die moed om net een klein treetjie te gee vandag. En dit môre weer te doen, en dit môre weer te doen, en aan die einde van die tyd te sien, hoe dat ons klein stappie eksponensieel gegroei het. Help ons om lewe te gee met ons woorde. Help ons om ons wortels uit te steek na die bron. Seën ons in ons stilte tye. Here, ons word deur skerms oorgeneem. Ons bid so min, ons is so min in u woord waar die lewegewende krag van die stroom is. Geef vir ons weer, Here, 'n liefde vir die woord. En dankie. Dankie bo alles dat ons die voorreg van die wedergeboorte gekry het, die voorreg van die gawe van die Gees, en help ons om met vreugde vorentoe te leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.